Wildtuin het die geleentheid bestempel as 'n ooievaarsstee en hulle is baie trots op die splinternuwe baba, 'n geel en groen Airbus AS350B3E helikopter. Sanparks sê die sowat R250 miljoen wat die Howard Buffett Stichting geskenk het, word oordeelkundig bestee. Ons het hier gegaan en eers 'n tegnologie padkaart opgestel. Dit het ons amper 'n jaar gevat en ons het saam met die WNR gewerk. Ons het tussen 35% en 40% nou spandeer. Teen volgende jaar hierdie tyd sal alles spandeer wees wat te doen het met aanskaffing, so 80% en die ander 20% is vir onderhoud en lewensikluskoste. Hier word 'n tipiese stropingstoneel nageboots. En saam met hulpmiddels soos helikopters is veldwagters en hulle viervoetige vriende steeds deurslaggewend om stroopers vas te trek. Net om die area deur te soek met die oog en 'n metal detector kan jy nie 'n groot genoeg area effektief genoeg kan dek nie en letterlik binne sekondes gaan sy deur 'n area en sy tel vir jou op presies waar die bewysstukke lê. So tegnologie is 'n hulpmiddel, maar 'n dier kan party goed kan dit nog net nie troef nie. Ja, ongelooflike neus is so dat tegnologie nog nie daarby kan uitkom nie. Aangesien die stryd as 'n oorlog teen renosters beskou word, is lede van die weermag steeds in die Wildtuin. Hulle sê die grootste suksesse word behaal wanneer alle rolspelers saamwerk. Dit is vir my meer gevaarliker om nie inligting te hê nie. Ons doen wat hulle noem in Engels intelligence driven operations. So inligting is baie belangrik. Die weermag het die afgelope maande daarin geslaag om die Mosambiekse grens grootliks te beveilig. Die stroopers verander egter bloot hulle taktiek en hulle kom die park nou van Suid-Afrika se kant af binne. Langs die grens af, aan die suidelike kant, is daar byvoorbeeld tientalle nedersettings. Die weermag moet dus die hele tyd op hulle tone bly om hierdie misdadigers vas te trek. Daniela van Heerden, Enis, Kruger Wildtuin.